Hey, baie welkom by Maandag met Morney. Dis weer eens baie lekker om saam met jou te kuier. Dankie dat jy ingeskakel is. Subscribe, like asseblief. En voordat ons aangaan met ons gaste vir vandag, kom ons luister 'n bietjie wat is die nuttelose inligting vir hierdie week. So ons almal lief die skildery Mona wat in die Louvre hang in Parys. In die jaar 1911 is die Mona Lisa gesteel. En hulle is 3 jaar daarna is die Mona Lisa weer gevind in die jaar 1913. That's amazing. Maandag met Morney en vandag is ons baie bevoorreg om twee pragtige mense saam met my op my podcast te hê. Sonet en Tommy Shields, baie welkom. Ek dink net voordat julle gaan praat wil ek bietjie agtergrond gee. En as jy hulle storie wil gaan lees of luister, ek dink Huisgenoot het dit al bietjie gecover. En kan julle dalk vir ons sê watter maand was dit gewees in die Huisgenoot en watter jaar? Kan julle onthou? Die laaste een is so 2 maande terug gewees in die Huisgenoot. Net so kortliks weer 'n opdatering gewees van die storie. So as jy dalk op Netwerk 24 Huisgenoot is dit daar so. Hulle het as 18-jariges het hulle mekaar raak gevry en hulle was gedate gewees. En toe gebeur het dat swattings het gebeur en werk het gebeur en hulle paai het uit mekaar uitgegaan. En omdat selfone en Facebook nie so sterk daai tyd was nie, het hulle kontak verloor. En uit die kontak verloor het hulle lewens het aangegaan en hulle het hulle eie huweliksmaats ontmoet en hulle is in dieselfde jaar is hulle albei beide getroud met 'n man en 'n vrou en hulle albei se kinders uit beide huwelike is dieselfde jarig gebore gewees. En ongelukkig is Tommy se vrou toe oorlede en Sonette is geskei in dieselfde jaar. En jare daarna, julle het eintlik 'n jaar gesê, amper 25 jaar later, het hulle mekaar raak gestalk. Tommy het net op Facebook gegaan en sê, hoor hy, waar is hierdie girl wat ek gelike het jare terug, en net 'n boodskap vir gestuur en sê, hoor is jy die Sonet Shields wat ek jare terug gelike het, en die rest is history. Hulle is eintlik nou al weer 7 jaar getroud, so baie geluk. Dit is amazing op tweede kanse in die lewe, maar ek wil net ons met die storie van daar af optel, want hulle wil praat van in hierdie 7 jaar, so dis 'n mooi liefdesstorie wat by mekaar kom, maar was daar foute, was daar goeie goed wat gebeur het? Ek dink ons wil ons getuienis hoor van wat het die Here gedoen vir julle twee en waar staan julle nou? So oor aan julle, Tommy. Dis hy. Ja, toe ons weer by mekaar gekom het, toe het ek glad nie gedrink nie. Ek het in my verlede baie gedrink. Ek het opgehou op 'n stadium. Ons het mekaar ontmoet. En Sonet is iemand wat sing. So ons is baie by venues goed gegaan waar daar drank was. En ek het toe weer begin drink. Eers net socially, so hier en daar, 'n biertjie, 1 biertjie het 2 geword, 2 het 4 geword, 4 het 8 geword, en so het dit aangegaan, totdat ek basies maar alkoholis weer uitgedraai het, en dit het die huwelik beïnvloed. So Tommy, jy sê nou, dankie dat jy reël is om te sê, weet hoeveel alkohol jy gedrink het, maar Sonet sing pragtig, en omdat sy by venues is dit maklik verkrygbaar, is dit 'n lewenstyl wat volhoubaar is? Hoekom sê jy ons huwelik het moeilikheid opgetel? Hoe het dit gebeur? Wat het julle agtergekom? Op daai stadium sal ek sê my geloof was nog nie op par gewees nie. So vir my was dit nie eintlik 'n probleem nie. Maar Sonet op daai stadium se geloof het baie beter geword, al beter as myne gewees. En dit was iets veral met haar vorige man wat sy ook gehad het, wat sy nie van gehou het nie, en vir my basies kom sê het, maar dis eintlik teen die wil van die Here, as jy nou so die drank eintlik misbruik, soos ek gedoen het op daai stadium. En die misbruik, lang tyd? Was dit oor 'n lang tydperk gewees? 'n jaar en 'n half. Ja. Hoe was dit van jou? Wat het jy agtergekom by hom? Hoe het gewoontes verander? Tommy is een van die beste mense wat ek in my lewe ontmoet het. Die sagste, mooiste hart.
As hy net dink ek kry koud, kom hy met 'n japon of 'n trui of so iets. So Wag, kan ek net hom 'n vispamp gee? Well done. Well done. So ek het die Here binne in hom gevoel, maar en hier wil ek ook met die mense praat en sê op daai stadium dink ek nie ek en Tom was kinders van die Here nie. Ek dink ons was goeie mense en baie van ons gaan dalk op die breë pad beland omdat ons dink ons is goeie mense en goeie mense het die Here ook gekruisig. Ons moet dit nie vergeet nie. En Tom het begin verander en ek wou my sangloopbaan opgee om hom te help toe ek begin besef maar hy het 'n regtig groot probleem met drank, het ek my gigs weggegee die een na die ander en begin ophou sing om hom te help. Hoeveel gigs het jy omtrent, hoeveel keer was jy geboek, hoe die gigs gelyk? Nee, baie, ek meen jy kyk na so 30-40.000 rand se inkomste net uit sang uit en musiek per maand wat jy totsiens voorsê. En ewe skielik sê jy, hoor hierso, hierdie man van my is nie waar hy moet wees nie, dinge gaan rof, ek's bereid om hierdie droom op te gee, want ons huwelik is vir ons belangrik, maar ek sien my man is nie waar hy moet wees, ek wil ondersteun. What? Ja, sang was nie regtig, ek wou nog nooit gesing het vir faam nie, nog nooit in my lewe nie. Ek het gesing vir daai 1 of 2 mense wat my siel en hulle siele het gekonnekteer. Dis waarvoor ek gesing het. So, dit was nie vir my die moeilikste ding om totsiens te sien. Finansieel was dit vir ons meer van 'n probleem, alhoewel ek ook 'n vaste werk gehad het, altyd 'n vaste werk gehad het. Maar Tom se menswees was baie beïnvloed. En ek glo drank is 'n duiwel in 'n bottel, eerlikwaar. Ek was in 'n kinderhuis. Ek was gemolesteer, verkragt as gevolg van op die ou einde tog maar drank. En Tom het geweet van dag 1 af dat ek soek nie drank in my huis nie en al daai dinge. So ons het oor sulke tipe van goedjies gepraat, hy het geweet die huwelik wat ek voor dit gehad het, was so tipe iets, ek kan nie met dit saamleef nie. So net dit wat jy nou sê, jy maak baie jou hart oop en jy is baie vulnerable as jy praat uit 'n kinderhuis agtergrond, selfs as jy oor die woord molestering praat. Hierdie is onbeskryflike indrukke op jou lewe gewees. Ja. En nou ewe skielik bevind jy jouself 'n man wat goed is vir jou en 'n goeie persoon is, maar ewe skielik kom jy agter hier's 'n rock bottom. Ja. Ewe skielik kom ek agter hierdie ou, ek moet my hele lewe dalk verander om hom te help en ondersteun. Wat was rock bottom? Verduidelik dit vir my. Rock bottom vir my was dat ek nie meer in dieselfde huis wou leef as my man nie, want die higiëne het by die agterdeur uitgegaan. En omdat ek 'n nouer pad met die Here en dis waar die Here se fantastiese beloftes in lê en sy genade in lê, is met die swaar kry, hou jy meer aan hom vas. En leer jy meer van sy woord en leer jy meer van vrou wees vir jou man as 'n Christen. En ek wou my man nie deny sy regte as man in die huis nie. So ek was te bang geweest dat Tom vra, jy weet, vir daai toenadering en ek kon dit nie gee vir hom nie, want die higiëne was totale probleem. Dis die level waartoe dit gegaan het. En ek het net die een dag vir my skoonpa gesê, wat op daai stadium en nog steeds in die woonstel langs die huis gebly het, gesê, pa, ek kan net nie, en nie net dit nie, die leuns en jy weet, die gebroke beloftes, ek sal nie weer nie, net om dit weer te doen, het my respek laat verloor vir die man vir wie ek verskriklik lief was. En ek kon nie, dit het my amper gewalg op daai stadium, wat ek nie wou voel vir my man. So, dit is waar die impak vir my gekom het, maar ek was nog steeds nie waar ek moes wees op 'n geestelike vlak nie ek of Tom op daai stadium nie. Maar jy het geweet daar's 'n hinkering, daar's 'n soek na meer, ek was altyd lief vir die Here daai. Dis die gevaar is van om te dink jy's 'n goeie mens en jy praat met die Here elke liewe dag, wat ek altyd gedoen het van kindsbeen af. So ek het regtig gedink ek is okay, jy weet, ons sal hemel toe gaan. Waar het draai gekom? Julle was op autopilot vir 'n lang tydperk, van jy hoop dit kom reg, jy hoop dinge verander, maar aan een kant is jy geskeer tussen twee, hierdie man wat ek so love, op hierdie stadium grief het vir my wat hy doen,
En jy gaan dit aan. Tom, ek sekerlik jy het gesien, hoorie wat dit aan jou vrou doen, maar jy kon net nie hierdie crutch los nie. Nee, So, ja. Wat wil jy enigiets daar uitbrei of wil ons begin praat oor waar het die draai dan gekom? Waar het die liggie aangegaan en sê hoorie, dis nou of nooit. Basies, sy het my een aand uitgevat vir ete. En toe het sy het gepraat en sê sy kan dit nie meer nie. Ek moet of ophou of ons moet plan maak, jy weet. En op daai stadium het ek nog vir haar gesê, man, dit is nie 'n probleem nie, ek sal jou wys. Ek sal jou verkeerd bewys. Ek kan Ek hierdie sal handle. nog steeds drink, maar ek gaan 'n beter mens wees. En ek kon dit nie gedoen het nie. Die drank was baas gewees. En ja, toe nadat sy met my pa gaan praat het, toe het ons maar ooreengekom dat ek hom eers by my pa intrek. In dieselfde erf, maar sy het in die huis gebly, ek en my pa in die woonstel. En om te so aangaan, wel, ek was happy geweest, want ek kon mos nou maar drink. Ek het nie 'n vrou wat kla die hele tyd in my ore nie, ek kon doen wat ek wil. Jy het nou 'n license. Ja, ek het nou 'n license, maar daar het 'n stadium gekom wat ek ook gevoel het, maar dis nie reg nie. Dit is nie wie ek wil wees nie. Dis nie ek moet basies my vrou ondersteun, jy weet. Maar ek kon net nie oor daai besluit kom om die besluit finaal te neem om dit te doen nie. Dink jy om 'n geestelike awakening, om Christus toe te hardloop, was vir jou op daai stadium 'n antwoord? Weet jy, ek was een van die mense wat maar nog steeds gedink het, ek is 'n kind van die Here, ek is gered en ek sal eendag in die hemel kom, maar ek het nog nie daai diepte gekry van wat dit is om 'n werklike Christen te wees nie. Nee. Wel, so ewe skielik, jy bly op dieselfde erf, maar weg van jou vrou. Ja. Jy drink nog steeds. Jy het hierdie belofte met jou mond gemaak dat jy kon dit nie hou nie. Het julle huwelik nog weer uit mekaar uitgegaan of so net vertel gou nê. So waar het dinge verander? Ek praat van die liggie. Waar? Hoe? So, dit het op 'n punt gekom waar Tom met my verneek. Met hierdie, en pas op, want baie mense word deur daai mense gevang, hierdie mense wat jou kontak op Facebook en vir jou verduidelik hoe wonderlike man is jy en hulle wil jou hê terwyl jou vrou jou dalk nie wil hê nie, en ek dink dit is ook maar 'n trekpleister wat die duiwel gebruik, want jou standaarde het so verlaag dat jy na enige iets sal gryp wat jou wil hê. En ek het dit nie geweet nie. Ek het gesien Tom se status op Facebook het verander dat hy in 'n verhouding is, maar ek het gedink dit maak dit maar net vir hom makliker, want ek meen Tom en ek het baie van mekaar se goedjies gedeel op Facebook en ewe skielik was daar hierdie stilte. En want ek meen ons is nie iemand wat dit gaan loop en vertel vir die hele wêreld nie. En ek het by my skoonsis hulle gaan kuier, toe sê sy vir my, Tom is in 'n verhouding met 'n girl. En ek sê nee, ek dink net hy het, jy weet, maar sy status ge-update. Toe sê haar seun, en hulle het nie eers geweet, beide van hulle het die een en die ander een se posts gesien op Facebook nie. Sy het gesien dat Tom in 'n verhouding is met hierdie girl op Facebook, en hy het gesien die girl het gesê sy is in 'n verhouding met Tommy. En toe breek my hart amper, want ek meen ek is ontsaglik lief vir Tom. Ja. En toe het ek met Tommy daaroor gepraat, en ek meen Facebook werk sodat jy eers die verhouding deel wys op Facebook wanneer hulle albei dit aanvaar het. Yes, ek is in 'n verhouding met jou en ek is in 'n verhouding met jou. En toe ek met Tom daaroor praat, het Tom vir my gesê, jy weet, ons moet dalk skei. Ek het nog daai opname want ek het dit opgeneem. Toe sê ek, Tom, ek gaan jou nie skei nie. Ek het net in my siel gevoel, ek gaan nie skei nie, Hulle kom te ver. Ek wil nie teen die wil van die Here, dis waar ek dink my pad met die Here begin en nader kom het. Ek wou nie teen die wil van die Here optree nie. En hy het gesê, hy sal dan nou maar die skeiding dalk maar doen, en ek het dit so aanvaar en dit so verwag. En omdat kinders van die Here in die Bybel weet, daar's een ding in die Bybel waar die Here sê wat toelaatbaar is vir egskeiding,
is wanneer jy hierdie verhouding, jy weet, wanneer jy gecheat het basies op jou vrou, op 'n seksuele vlak. Want Tom het foto's van hom gestuur vir die girl en sy obviously vir hom, so in jou mindset het jy jou vrou verneek, al was julle nie fisies by mekaar nie. En dit is toe my kinders het met my begin praat, maar skei vir Tom, want as ek nie Tom weer en weer 'n kans gegee het nie, was daar vir my gesê, ek mag nie meer daar bly nie, ek moet nou soek na 'n ander huis. Wat my baie onstabiel laat voel het en my baie seer gemaak het natuurlik. En ja, ek moes toe nou maar begin om 'n keuse te maak en dis toe ek na die Here toe begin gaan het met dit. Vir die eerste keer eintlik wat ek na die Here toe gegaan het met dit. En vir hom gevra het, wat maak ek? Moet ek skei, moet ek nie? En ek het dit glad nie met my kinders bespreek nie, ek het net geluister as hulle vir my 'n ding sê, maar ek het vir die Here gevra. En die snaakste ding, en dis waar die getuienis gedeel vir my begin. Elke platform, Morney, wat ek besoek het gegaan oor egskeiding. Ek het nie gaan soek daarvoor nie. Dit het net voor my begin verskyn. Alles, elke reel, elke video, elke YouTube, elke dit, het alles begin gaan oor egskeiding en wat die vrou se plig is, dat sy moet vasbyt. En ek het nie vir een oomblik op daai stadium gedink dis die Here wat vir my iets probeer sê met die tegnologie rondom my nie, want ek het nie Bybel gelees nie, so hoe anders moet dit vir my sê? Jy verstaan, dis hoe wonderlik hy is. En sy dogter, sy ex-vrou het kom kuier, sy eerste vroukie het kom kuier die dag, en selfs sy kinders, wat hartseer was van tevore dat hy gedrink het, wat ek toe intussentyd uitgevind het vir my gevra, Tannie Sonet, wat gaan aan, en sê ek, nee, is nie my plek om te praat nie, papa vra, papa sal vir julle sê. Dit was vir my baie belangrik om Tom daai respek te gee. Maar toe daai dametjie kom kuier het die dag, toe het sy dadelik na die kinders toe gegaan en verduidelik wat die eintlike situasie is. So gebeur het toe dat die meisiekind my die dag bel, dit was 'n Saterdag. En sy wou gehad het, ek moes haar pa vir haar vat. En dis so 'n pragtige gebaar, alhoewel hulle nooit daai verskriklike band kon bou as pappa en dogter nie, was dit vir my so, ek het soveel respek vir haar gekry daai dag. En toe sê ek vir haar, my kind, ek kan nie hom net vir jou bring nie, dis hijack, ek gaan by hom moet hoor of dit okay is. Maar ek gaan vir pappa haal, dan praat ons sommer op die karfoon, gaan met mekaar, en dan bring ek hom vir jou as hy sê ja. Ja. En ek het Tom laat kom, en hy het met Kelletjie gepraat, en sy het hom sommer vasgevat, en vir hom gesê, pa, hoekom gaan pa nie kerk toe nie, bla bla bla, wat ook 'n goeie mens is, maar nie regtig kerk toe gaan nie, wat nog steeds, ek het ontsaglik baie respek vir haar gekry daai dag. En ek het Tom dadelik genooi, hy het vir haar gesê, dit is wat dit is, ek drink, dit is nou maar iets waarmee julle moet saamlewe, en ek het Tom genooi om saam met my, want toe ek begin Alberton Lewensentrum toe kom weer, wat my oorspronklike kerk was, toe ons hier gewoon het. Mooi. En ek het my seun net hiernatoe gekom, en toe ek begin Bybel lees, bietjie vir bietjie, en al die Bybel leesstukke het die preke oorgegaan ook, snaaks genoeg. Die Here kry jou wanneer jy na hom soek, en hy gee vir jou die kos wat jy nodig het, as jy net klop en vra asseblief. Ek wil net daar desperaatheid druk jou of weg van die Here of na die Here. Nee, verseker. En kom ons sê net, waar ook al jy deurgaan op die stadium, laat dit jou na die Here toe druk. Weet, en ja, jy het 'n geestelike awakening gehad, jy het begin Bybel lees, jy het begin preke luister, jy het begin terugkom kerk toe. Intussen was jou man nog heeltemal teruggeval en weg gewees. So, Ja. en okay, gaan aan, sorry. Alles reg. So die mooiste deel kom nou. Ek het hom genooi vir om kerk toe te kom. Hy het vroeg die oggend vir my laat weet nie, hy gaan nou nie kan saamkom nie, maar hart was baie seer daaroor. Op daai stadium het ek 2 seuns wat by ons gebly het ek kerk toe gebring, wat eintlik maar half haweloos was. En Petrus het die dag saam met my kerk toe gekom, en dit was net voor ek gevas het, of na ek gevas het, want ek het toe met my seun gepraat, Johan, wat 'n baie diepgelowige seun is, hy en Corliakie is baie gelowig. En hy stel toe voor, kom ons vas. Dis nou voor die Saterdag wat Kelletjie gebel het.
En ek sê toe, okay, maar dis die heel eerste keer in my lewe, mens kan sien in my lyf, ek is nogal nie lief vir sonder kos lewe nie. Ek dink baie van ons is nie baie lief vir vas nie. Maar En dit is 'n sterk geestelike statement wat jy maak Ja. as jy vas. Ja, en ons het daai aand probeer vas, daai dag begin vas. Ek en Johan, my seun. En daai aand was ek dood van die honger, maar nee, ek kon nie, ek het geëet. En Johan en ek praat die volgende dag en ek so teleurgestel in myself en hy sê, "Ma gaan 'n rede moet vind om te vas, om dit te maak werk." En ek besluit toe, die enigste ding wat ek kan dink wat dit gaan maak werk vir my, is as ek ophou eet vir die duiwel duidelik wys wie my keuse is. So as ek ophou eet, kies ek die Here, as ek eet, kies ek die duiwel. Dit was vir my hoe ek daai besluit moes maak om te besluit om te eet of nie. Julle sal vir my nie glo nie dat vandat ek daai besluit gemaak het ek 6 dae lank gevas, Goeie genade. net water gedrink. Goeie genoeg daar. Met 'n glimlag op my gesig. Mense het dit nie eers geweet nie, want dis ook hoe 'n mens moet vas. Stop vas vir wat? Wat is Vir my huwelik. vir jou huwelik? Vir my huwelik, dit was waarvoor ek gevas het. Yes. Eerste keer ooit in my lewe wat ek soveel gebid en gesmeek het, was vir my en Tom se huwelik. En die Saterdag gebeur toe. Daai Sondag het ek vir die eerste keer weer geëet. Maar die Saterdag bel Kylaatjie toe en dit het gebeur. En die Sondagoggend laat weer Tom vir my, hy gaan nie saam kerk toe gaan nie. En julle sal vir my nie glo nie, toe ek by die kerk instap daai oggend, toe is die tema van Renier se preek, More mileage for your marriage. En ek het ingestap by daai sirkeltafel en ek het gechunk soos 'n dogtertjie. Want toe weet ek ewe skielik dat dit is alles, al daai reels, al daai video's, al daai goedjies was die Here wat vir my probeer iets sê het. En toe het ek geweet, met Renier se preek het ek agtergekom dat die Here sê vir my, hy gaan my huwelik red. Ons huwelik. Amen. En ek het gehuil. Hy het nog daai dag gesê, as jy wil hê ons moet bid vir jou huwelik staan, ek het toe al klaar gestaan. En ek het al so baie mense gehoor sê, hulle die Here se stem gehoor. En dan glo ek dit nie. Nou ek het vir die heel eerste keer in my lewe die Here se stem beleef. Ek kan nie sê ek het dit gehoor nie, maar ek het presies geweet wat hy vir my sê. Dis vir my verskriklik snaaks. Die Here het vir my 'n opdrag gegee met daai preek saam. As jy hier klaar is, gaan na jou skoonpa, na jou man toe en gaan bid vir hulle, waar hulle is, in persoon. Sure. En ek was dadelik reg, ek het soos 'n soldaatjie besluit, ek gaan net alles gehoor gee. En ek en Petrus, die seun wat ek saam kerk toe gebring het, is huis toe, maar vir die eerste keer in 'n jaar en 'n half het ek hoop gehad. Vir die eerste, hy het dit nie geweet nie. Ons het by die huis gekom, ek het probeer om hom oop te maak. Hulle het die hekke gesluit, wat hulle op daai stadium baie gedoen het, dat ek nie moet sien wat hulle drink en hoe stout hulle is nie. En toe bel ek hom. En toe sê ek vir hom, ek wil graag vir julle kom bid. En toe sê hy vir my, nee, ek kan ongelukkig nie, pa slaap. En toe dog ek, dis net 'n verskoning. En die tyd het aangebreek wat ek vir Petrus moes huis toe vat. En ek sê, Petie, kom, tannie Sonetie vat jou huis toe. En van waar hulle sit en drink in die sitkamer, kon Tom my sien onbeweeg na die kar toe. En hy klop aan die venster, hy sê, ek kan maar kom. En dit was klaar vir my 'n miracle op sigself, want hy het geweet ek kom bid vir hulle. En ek meen, die duiwel sal nie jou dit wil hê dat dit moet gebeur nie. So dit het my ook hoop gegee in hom op daai stadium. En ek sê vir Petie, ons sit toe al in die kerk, sê Peet, tannie Sonet's nou by jou, en ek hardloop om. En ek bid, en die Heilige Gees het oorgeneem. Ek het hulle albei laat hande vashou, bo oor die tafel, gesê, kyk vir mekaar. Kyk hoe seer maak julle mekaar. Die ergste wat ek Tom in my lewe gesien het, was, hy het al twee kante was bebloed. Hierdie kant was bebloed, hierdie kant was bebloed. Ek het daai dag uitgery, en ek kyk, die deur was oop wat nooit oop was nie, ek was besig om te ry, en daar het so 'n mannetjie gestaan met so 'n skewe skouertjie, en 'n skewe koppie, en hy het so vir my gewaai, in die silhouet kon ek dit sien, en dit het my hart gebreek, en toe hy uitkom, toe sien ek net bloed, hierdie kant, en dis waar ek besef het, dat Tom kan nie los nie, maar in sy oë kon ek
help my sien. Dis al, ek kon net sien, help my. En hy het my nog daai dag ook 'n druk gegee en gesê, ek is regtig lief vir jou, in sy dronkenskap. Maar in elk geval, terug na daai dag toe, ek het Petrus gaan aflaai. Dit was die Sondag, Monay. Die maandagoggend, nou moet ek net so 'n bietjie van 'n backstory vertel. Ek was op daai stadium, ek en Tom met 'n maatskappy gehad, SA Entertainment Group, waar ons kunstenaars opgelei het en in die musiekbedryf. En ek het Rudy Klase was by ons huis, hy het 4 van ons studente geleer hoe om liedjies te skryf. En hy het op daai stadium 'n liedjie geskryf vir Marco, die droom van die Skepper. En wat ek nie geweet het in my wildste drome nie, is dat daai liedjie nie eintlik vir Marco bedoel was nie, dit was vir ons bedoel. Die Here se droom vir ons huwelik in daai liedjie gaan plaasvind en die Here gaan daai gebruik alles saam in ons huwelik red. Want daai maandagoggend moes Marco gaan met Jacques Kilian vir Luister FM vir 'n onderhoud. Toe ek regop sit in my bed, al wat ek gehoor het was die Here se stem binne my. En wat die Here vir my daai dag gesê het is, jy het vir Tom gesê, hy moet die drank los en vir jou die vrugte van die Gees wys. Dan sal jy vir Tom teruggee. Jy sal hom dan weer 'n kans gee. Maar ek sê vir jou, Tom, jy kan nie. Maar Sonet, en dis hoe dit vir my geklink het. Sonet, as jy glo ek kan dit vir jou doen, nooi jou man terug huis toe. Hy het jou verneek. Hy drink aktief nog. As jy glo ek kan dit vir jou doen, nooi jou man terug huis toe, sonder dat hy enige bewyse vir jou hoef te gee. Nou is dit die maandag, né? Nou Dis die maandag. Dis die Sondag het ek gebid vir hulle. Sondag was Renier se preek. Maandagoggend werk die Here. Ek vergeet Marco se onderhoud met Jacques Kilian. Dit lei toe daartoe dat Marco wegbreek van my af, want wat se bestuurder doen dit? Maar ek het nie tyd gehad om vir almal alles te gesê het nie. Ek self het nie eers geweet op daai stadium wat gaan aan nie. En ek vergeet van Marco. En vir die eerste keer in 'n jaar en 'n half WhatsApp ek vir Tom, goeiemôre my man. Want as ons vrouens kwaad is, dan soms op eerste naam terme, dan sit Tommy. Dan sit nie meer man of liefie of En ek sê vir hom, goeiemôre my man, en Tom sê vir my, daai oggend kon hy al klaar, in daai boodskap het hy klaar gevoel, daar's iets anders. En my vraag aan hom was, wil jy terugtrek? En terwyl ek dit doen, en dis hoe swak ons menslike geloof is, ek het klaar gesien wat die Here gedoen het vir my. Die Here het met my gepraat die vorige dag. Hy het nou net met my gepraat en my ongeloof klimp dadelik weer terug. En ek weet, Tom sit met daai besluit dat hy dadelik moet ophou drink as hy sê ja. Hy weet dit. En ek troos die Here. Ek sê hom, Here, ek is baie jammer, maar hy gaan vir u baie teleurstel en ek wil dit nie vir u hê nie, jy weet, want dit is so lief ek vir die Here ook is. En Tom tik en hy tik en hy tik en hy tik, ek tog is verskonings wat gaan kom. En wat hy tik is, ja, asseblief. Sjoe. Kan ek net daar stop? Dankie dat jy gefight het vir jou huwelik. Ek dink ons gee baie vinnig op huwelik. Jou storie alleen van verneek, van alkoholmisbruik is baie erg. Maar jy het besluit saam met die Here, want ek dink daai is die sleutel. Vas alleen was baie moeilik. En dan het die Here klomp goed in plek gesit. Hy moes eers met jou begin werk. En toe maak jy hierdie uitsprake. En het jy teruggetrek Tom? ja, dadelik. Ek het ook soos hy gesê het, ek het dadelik gevoel daar's iets anderste. Dis nie net 'n gewone besluit nie. En ek het dadelik gesê ja, ek trek terug. Jy het geweet wat is die gevolge, jy het geweet Ek het dadelik geweet wat alles is, ek het geweet, maar dit is wat moet gebeur, en toe ek daai besluit gemaak het, dit het my nie eens geplan nie. Ek het amper nie eens gedink aan die drank nie, ek kan sê, want ek het geweet, dis my kans nou om my huwelik weer reg te kry. En ek het oorgetrek, en van daai dag af
het ek nog nie 'n druppel drank oor my lippe gehad nie. Ek het nie Dankie, Here. enige onttrekkingssimptome Hoeveel jaar terug is dit? enigiets. Dis nou so 2 jaar terug, ek dink, né? Is dalk al amper 3 jaar. Ja. Ja. So jy's sober van iemand wat baie gedrink Hy het. was babbelas. Toe hy teruggetrek het, was hy nog babbelas. Hulle het nog gedrink daai Ingestap dag. by jou vrou wat sê, môre my man, Ja. na daar gevas was in 'n geestelike input, stap jy terug in die huis en jy weet die konsekwens, of nie konsekwens, ek gaan met ophou drink, want dis my vrou hierdie. Jy het hom onvoorwaardelik vergewe, en jy is saam terug in die huis, en jy het amper 3 jaar, het jy daai bottel neergesit en sê, ek's klaar met dit. Dis reg, ja. Ek eer die Here. Definitief. Maar nee, die Here het hom alle simptome gespaar. Ek kon, en ek het die foto's, ek sal dit met liefde vir jou stuur as jy dit wil deel op die podcast, waar jy kan sien aan Tom se gesig, aan sy lyf, hoe geswel hy geraak het. Hy het soos 'n boemelaar gelyk op daai stadium toe hy teruggetrek het. En ek dink 2 maande later, toe het hy gelyk asof hy nog nooit in sy lewe sy lip aan drank eers gesit het nie. Prys die Hy het van daai dag af saam met my kerk toe gekom. Stefan was een van die eerste preke wat hy gehoor het op daai stadium. En ek was nog ongelukkig want daai preek dink ek kon beter gepas het by die situasie. En ek wou so graag hy moes Ja, voel wat pastoor, ek voel preek in die- net asseblief vir Ja, hy my het daai man. dag gepraat van bakkie profete en hoe ongelukkig hy is oor hierdie bakkie profete. Ek sal dit nooit vergeet nie. Eintlik was ek so teleurgestel Jy daai dag. soek nie klippe Ek vir jou het 'n- man nog nie. hè? Ja, Hoor. ek wou 'n wonder gehad het van die preekstoel af daai dag en vandag is ek en hy albei gek oor Stefan Ja, en sy absoluut. preke. En weet jy, ons het begin Bybel lees saam, ons het die Here het homself geopenbaar in ons siele. Ja. Toe het ons begin agterkom wat 'n groot gevaar was ons in. Ons sou verseker sou ons hel toe gegaan het as die Here ons enige tyd voor dit gevat het. Ja. Enige tyd voor dit. Mense, dankie. En ons kinders het ons ook gered, want ons kinders het gesê lees Bybel, mamma. Maar ek het hulle voorgestel in die Here, maar ek het gedink okay, dis genoeg. Jy weet, ek praat met die Here elke dag. So ek's 'n kind van die Here en my kinders het albei gereeld met my kom praat en met Tom, ma, doen Bybelstudie. En daar's 'n deel in die Bybel wat sê dat die Here hou sekere dele verborge wanneer jou hart nie reg is nie. Maar as jy regtig gaan klop en vir die Here gaan sê, Here, ek het U nodig, ek kan nie meer planne maak, daar is vir my geen ander uitweg as om my hand te vat nie, gaan daai geheimenisse in die Bybel vir jou heeltemal oopgesluit word en jy gaan verstaan wat die Here vir jou sê. Ek is so bly ons luister vandag na julle. Lovebirds, ja, julle ken die lewe, maar julle het surrender. Dit gaan oor ek surrender aan die Heeltemal. Here. Heeltemal. En ja, ek's goeie mens, maar ek het nie surrender nie. Ek het nie oorgegee nie. En omdat jy oorgegee het. En so net ek begin eers by jou. Jy het gesien wat 'n toestand jou man is. En dalk ouens wat hierna luister, jy weet, dalk is dit andersom. Dalk is jou vrou nou in 'n baie moeilike plek in haar lewe. Moenie ophou beklei vir dit nie. En ek dink terwyl ons hier sit, want daar is 'n seëning op julle huwelik. En ons kan nog baie praat. Ek kon nog baie praat oor hoe jy voel en hoe gaan dit met julle en ek wil nog praat oor jou musiek en oor julle besighede. Ons kan nog baie oor praat en jong kunstenaars wat deur jou hande gaan, musiekskrywer en weet jy skryf soveel songs vir mense ook, maar kan ons nou, ons 3, kan ons bid vir elke huwelik wat nou hierna kyk of vir die volgende maande na die podcast gaan kyk. Kan ons vir ons huwelike bid? Asseblief. Kom ons doen dit. Jy wat kyk, kom ons bid vir jou huwelik. Here, ons kan net na U toe hardloop. U ken my hart, U ken my vrou se hart. En Here, daarom bid ek in die naam van Jesus, elke persoon wat nou kyk, raak ons huwelike aan. Here, al is daar nie, soos wat Tom nou getuig het, al is daar nie drankmisbruik nie, al is daar nie verneek nie, maar ons is besig om dalk uit mekaar uit te drift. Wil ek bid in die naam van Jesus, kom met U Heilige Gees en bind ons saam, dat mans en vrouens se hart in tune sal klop, Here. Bid vir elke ou daar, elke vrou nou wat sy huwelik deur tawwe goed gaan. Kom U Heilige Gees, kom Here en maak eenheid.
dat ons terug hardloop na U toe, dat ons desperaat raak vir U, Here, al vat dit vas, al vat dit bid, al vat dit vergifnis, help ons, Here, en ek wil bid vir elke man en vrou, ook vir hulle, wat hulle huwelik maat nog soek, geef ons die regte mense, geef ons die regte lewensmaat, in die naam van Jesus, Amen. Amen. Hoorie, wat 'n voorreg. Dit was nou baie lekker om saam met julle te kuier. Dankie. Geniet die res van julle week en ook julle wat hierna kyk op Maandag met Morney, like asseblief, subscribe, deel aan jou vriende, laat ons hierdie channel kan bou. Alles wat mooi is, geniet jou week.